Prys die Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit vanmôre om elkeen te kan groet in die kosbare naam wat genoem word, Jesus Christus. Ek wil graag weer eens aan elkeen sê, baie hartlik welkom en maak jouself tuis vanmôre hier in die huis van die Here. Dis vanmôre 'n baie spesiale geleentheid. Dis vanmôre 'n baie spesiale diens, want dit gaan rondom die kruisiging van Jesus Christus. Dit gaan rondom die kruisiging van ons verlosser, wat gekom het om te sê, kom gee jou sondes vir my. Ek sal vir jou die prys betaal. Almal wat ook ingeskakel is op die media, baie hartlik welkom en mag die Here elkeen van u ook ryklik seën vanmôre. Soos ek al reeds gesê het, bietjie voor vanmôre, dat u is op die regte plek. Ons is vanmôre gehandpiek. Ons is vanmôre hier gekies om in die huis van die Here te kan wees. Nie omdat dit sommer net so moet wees nie, maar omdat ons 'n afspraak het met die koning van die konings. En sy naam is Jesus. Hy is die verlosser van Abraham, Isak en Jakob. Hy is ook die verlosser van u en my vanmôre. Dit is geseënd om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. En daarom wil ek graag u mooi vra om net te ontspan. Sit lekker agteroor daar waar jy is, daar waar jy luister. Miskien ry jy nou in die motor. Miskien sit jy dalk in die sitkamer. Of dalk is jy besig in die kombuis om iets te doen. Maar kom met ek vra, wees net ingestel vanmôre op God se woord. Want hierdie geleentheid begin by die kruis, maar dit eindig by ons, elkeen vanmôre. En vanmôre as ek 'n gedeelte aan u wil voorlees, dan gaan dit oor Lukas 23 vers 33 tot 46. Lukas 23 vanaf vers 33 tot vers 46. En jy sal onmiddellik sien dat die opskrif lees daar die kruisiging. Lukas 23 vanaf vers 33 tot en met 46. Kom lees asseblief saam met my uit God se woord. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan jy sien, dit begin onmiddellik. Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hy hom self verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. Spottend moes Jesus alles aanskou. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. As u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Vers 40. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy
ook God nie? Vertel jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het in groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in die hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Tot sover. Dan word die skriflesing, teksvers van oordenking opgeskryf in Jesaja 53 vers 5 met hierdie woorde, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, ons sê vanmôre vir U, dankie Here vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons vanmôre U woord kan lees. Ja Here, hierdie woord is soos 'n tweesnydende swaard. Hy sny deur murg en been, maar hy maak skoon, Here. En vanmôre het ons gehoor wat sê God se woord aangaande die kruisigingsproses. En Here, ek wil vra dat U nou sal kom in hierdie gedeelte, kom vasmaak in ons harte, Here. Dat U sal kom in hierdie gedeelte vir ons gaan oopbreek, dat ons as mens kan verstaan wat eintlik besig was om te gebeur. Ja, Here, ons sal nooit besef die pyn en lyding wat U moes deurgaan nie. Ons kan kyk, ons kan lees, ons kan hoor na gerugte, maar Here, die werklikheid sal ons nooit kan verstaan nie. Die werklike pyn sal ons nooit kan voel nie, Here. En vanmôre kom ons opnuut terug as kinders van die Here en sê dankie, Here, vir Golgotha. Dankie, Here, vir die prys wat U vir ons betaal het vanmôre op Golgotha. Seën vanmôre hierdie woord tot elkeen se hart, Here. Is my gebed in Jesus naam. En die volk van die Here sê amen en amen. Ek wil net so tot 'n baie kort inleiding met U deel. En die kruisiging van die Here Jesus gaan eintlik rondom die verlossingsplan van God. En u sal my vra, maar wat beteken dit om te sê die verlossingsplan van God? Wat verstaan ons as daar gepraat word van die verlossingsplan van God? Is daar nog iets waarna kinders van die Here kan uitsien as daar gepraat word of gepreek word van die verlossingsplan van God? Ons raak opgewonde in ons binneste as ons hoor oor die verlossingsplan van God, want dan weet ons, iets is besig om te gebeur. Iets is besig om ons pad langs te kom, want God se plan is in plek. Ons gaan nou aanbeweeg. Almal praat van Paasnaweek, vieringe, dis 'n heerlike lang naweek,
tyd af, tyd vir ontspanning. Alles is goed en wel, maar waar pas die verlossingsplan van God in hierdie naweek in? Wat beteken eintlik die verlossingsplan vir u en ek vanmôre as kinders van die Here? Die verlossingsplan van God. Kom ons gaan kyk wat beteken hierdie plan. En ek wil u terugneem en ek gaan heel wat skrifte vanmôre met u deel. Verskoon my asseblief, want ek kan ongelukkig nie 'n skrif uitlaat en aanbeweeg na die volgende skrifte nie. Want dit gaan rondom die verlossingsplan van God. Ons weet almal hoe werk 'n plan. Ons weet almal hoe werk 'n projek. In 'n projek is daar baie planne, daar's sekere riglyne uitgestipuleer. Hierdie is ook die riglyn van God se verlossingsplan wat 'n mens nie kan oorsien nie. Genesis 1 vers 2. Kom ons begin heel voor in God se woord. En ek wil graag God se woord met u oopbreek vanmôre en asseblief, u wat ook ingeskakel is, wees vanmôre met my baie geduldig. Want hierdie is die dag van die Here. Hierdie is die kruisiging van die Here Jesus Christus. As ons nie verstaan wat rondom die kruis gebeur nie, wat baat alles ons vanmôre? Genesis 1 vers 2. Hoor baie mooi wat sê God se woord. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was oor die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters. Hoor baie mooi, die gees van God het gesweef oor die waters. Woes en leeg beteken eensaam en verlate. Is ek reg? Woes en leeg, as jy miskien gaan na 'n huis toe, en die huis lyk woes en leeg buitekant, dan beteken dit die perseel is leeg. Daar's niks binnekant nie. So was ook die aarde gewees, reg in die begin, volgens God se woord. Die Engelse Bybel sê so mooi vir ons, and the earth was without form, and void, completely empty. Void beteken daar's leemtes, dit is nie volmaak nie. Die aarde was woes en leeg gewees. Daar het God se verlossingsplan alreeds begin. Duisternis, ja, donkerte. In donkerte kan ons niks sien nie. Die aarde was duister gewees, sê die woord. Aan die ander woorde, dit was donker gewees, daar was geen lig gewees nie. Die gees van God het gesweef op die waters. Dis die beeld van 'n voël wat oor die massas vlieg. Dit teenbeeld eintlik 'n voël uit wat oor hierdie massas waters vlieg. Die gees van God sweef. Ons weet hoe sweef 'n arend as hy besig is om te kyk vir sy prooi, dan sweef hy en hy kyk van ver af, stadig. Hy vlieg nie vinnig nie, hy stadig. En so ook het God se gees gesweef oor hierdie aarde. God se gees was van die begin af in beheer, omdat hy oor alles oor die aarde gesweef het. Kan jy sien hoe vat God volle beheer, alreeds van die begin af, oor alles, want hy sweef oor die aarde en is besig daar om iets te beplan. Daar het God se plan alreeds begin, by die sweef oor die aarde. Hy was besig gewees om iets bymekaar te sit, want weet jy wat, u en ek was alreeds op sy gedagte gewees, nog voordat u en ek in ons moeders skoot gevorm was ons alreeds op God se gedagte gewees. God is gees, ons kan hom nie sien nie. Hoor baie mooi, God is gees, ons kan hom nie sien nie. Dit is soos 'n wind wat waai. Ons kan die wind voel, maar ons kan die wind nie sien nie.
Ons kan wel sien die skade wat wind aanrig, bome word gebreek. Huise se dakke word afgewaai. Ons kan sien wat die skade doen in sterk stormwind, maar ons kan die wind nie sien nie. So ook God se gees kan ons nie sien nie. Ons kan God se gees binne in ons voel as hy begin beweeg. Maar jy kan hom nie sien nie. Maar die verskil is, hy lewe binne in ons. Elke keer wanneer ons asem intrek, is dit God se gees wat dit toelaat om elke keer in te trek in ons binneste, sodat ons kan lewe in oorvloed volgens God se wil. Ons gaan God nie sien nie. Nee, ons kan hom nie sien nie. Ons kan die werke van God sien, ja. Soos die stormwind wat ek al reeds genoem het. God is gees en is onsigbaar, maar is alom teenwoordig. Ons kan niks vir God wegsteek nie. Ons kan niks vir God verberg nie, want hy weet en hy ken alles. Onthou Jona. Jona was in die buik van 'n vis gewees. God was by Jona gewees onder die waters. Ons gaan niks vir God wegsteek nie. God is gees en onsigbaar. Johannes 1 vers 18 met die woorde: niemand het ooit God gesien nie. Luister baie mooi. Niemand het ooit God gesien volgens sy woord nie. Ek hoor baie keer van mense bespot. Ek het God gesien. Hulle dink so. Want die woord van die Here sê, niks sal staande bly in sy teenwoordigheid nie. Wanneer jy hom gaan aanskou, gaan jy nie kan staande bly nie. So heilig is hy, so skerp is sy lig wat skyn. So mense moet nie kom met dogmatiek en sê, ek het God al gesien nie. Dis 'n leer in die put van die hel uit. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie na die skepingswerk van God se handewerk. Geniet jy vanmôre God se woord? Is dit lekker om te luister na die skepingsplan? Prys die Here. Dag 1, daar was lig gewees. Nou kan ons sien. God kom en hy sê, in dag 1 gaan ek lig maak, sodat mense kan sien. Laat ons kan sien wat gebeur op aarde. Want uit hierdie moet daar 'n plan gebore word. Dag 2, maak skeiding tussen waters en waters. Ons soek droë grond. Ons wil iets doen op hierdie droë grond, sê God se woord. Dag 3, graspruitjies, plante wat saad gee en bome wat vrugte dra. Alles het begin op dag 3. Die aarde het begin groei, want daar was lig gewees. Die waters was geskei gewees. Dag 4, son, maan en sterre. Ligte gemaak vir dag en ook vir die nag. Kan jy sien hoe werk God se plan? Kan jy sien hoe skoon is God se plan? Hy dink aan alles. Dag 5, diere, geskape visse, voëls en ook al die groot diere was geskape gewees op dag 5. Dag 6, die mense geskape, hoor baie mooi, en hier kom dit nou. Op dag 6 kom God en hy skape die mens, die man en vrou. En op die 7de dag, toe sê, nou gaan ek rus. Die woord van die Here sê, 6 dae moet jy arbei, maar die 7de dag moet jy rus. Ek wonder hoeveel van ons rus nog op die 7de dag. Ons het te veel besig geraak en geokkupeer geraak met die dinge van die wêreld, dat ons vergeet om te rus. As ons gaan kyk hoeveel mense lê in die hospitale vanweë hartaanvalle, hoë bloeddrukke, hoë suikervlakke, noem dit,
as gevolg van druk van hierdie wêreld, maar ons veronagsaam God se woord. God sê, op die 7de dag moet jy rus. Ons wil maar ons nie rus nie, nou gaan rus maar in die hospitaal. Kan jy sien hoe werk God met die mens? Sonde begin op die aarde, die begin van die leuns. Genesis 3. Toe die sondeval van die mens, Adam en Eva, en ons almal ken die verhaal van Adam en Eva. En kind van Here, daarom is dit nog steeds vir my en ewel as mense vir mekaar jok. Want by Genesis 3 het dit begin by 'n leuen en daarom kry u en ek swaar vandag. Daarom moet ons arbei en werk en sweet vandag as gevolg van 'n leuen wat verstel was in Genesis 3. En vanmôre u wat luister, ek wil u aanmoedig, stop met leuns. Hierdie wêreld moet begin anders dink oor leuns. Dan sal dit anders gaan met kinders van die Here. Genesis 4, Kain en Abel, daar begin die moord. Kan jy sien, daar begin die moord in die mense. Families moet mekaar uitmoor. Mense gaan aan met sonde. Die duiwel wil God se mooi werk kom vernietig. Die duiwel het dopgehou dag 1 tot en met dag 6. Hy het geweet wat is God se plan, die skepingsplan. Maar die duiwel was ook jaloers gewees. Hy het altyd probeer om 'n stop te sit aan die werk van God. En so ook vandag in u en my lewe, kind van die Here, Satan kom en hy besoek jou. Met alle respek gesê, hy kom en hy besoek jou en hy wil jou vernietig. Want jy is 'n kind van God. Hy is ontevrede met jou posisie wat jy nou beklee met die Here Jesus. Hy wil kom en hy wil my en jou siel vernietig. Satan was jaloers en het aangehou om die mense te verlei deur sondes te doen wat sy hoofdoel was om die saad van God te vernietig. Kom ons gaan kyk wat sê Genesis 3 vers 15 rondom die saad. Genesis 3:15 met hierdie woorde: en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. En hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Hoor baie mooi. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit is gestop. Jou kop sal vermorsel word, Satan. Maar jy sal die mens aan die hakskeen kom byt. Jy sal seil op die grond vir die res van jou lewe. Omdat jy die mens probeer verwoes. Genesis 6 en 7, die sonvloed Noag. God kom by Noag en hy sê, Noag, ek wil hê jy moet 'n ark bou. Want ek gaan hierdie aarde, gaan ek kom verwoes, want ek kan nie aanskou wat my volk doen nie. My volk is besig met sonde, my volk is besig met afgodery, en ek kan nie hierdie hanteer wat my mense doen nie. My volk het afvallig geword, hulle bou vir hulle beelde en aanbid beelde. Maar Noag, luister baie mooi vanmôre, vat my woord, gaan bou vir jou 'n ark. Want hierdie aarde gaan ek verwoes met water. Wat doen die mens? Hulle sien Noag gaan baie gehoorsaam en hy gaan in 'n boue ark met sy familie. Hy het baie hulp gehad ook.
En mense kom hulle bespot en kyk hierdie man, dat het jare laas gereën, waar sien jy die water? Jy sien, ons preek elke Sondag, maak reg. Jesus gaan kom. Mense is besig om dit baie lig op te neem. As ons gaan kyk na die statistieke van net hierdie week, hoeveel mense is oorlede in die wêreld, dan gaan ons besef, om God te speel, om godsdienst te speel, moet 'n einde kry. Hierdie mense kom by Noag en hulle bespot hom. Hulle lag vir hom, soos wat mense ook Jesus bespot het op die kruishout van Golgotha. Kom hulle by Noag en bespot Noag, waar sien jy die reën? En toe sê God, laai jou ark met die diere wat ek jou gaan aanwys. Sit jou familie binne in die ark en ek sal die deur sluit. En seël. En toe gebeur dit. In die moment toe almal veilig was binne in die ark, toe reën dit. En sien kind van die Here, wanneer ons in 'n situasie kom, van wat ons sien, hier is die werklikheid, dan skrik ons. Dan wil ons begin weghardloop. Daardie mense het geskrik op daardie oomblik, toe hulle sien, hier kom die water. Hier kom die vloedwater en die ark het begin lig. En alles is verwoes. Alles is verwoes. Alles is verwoes. Behalwe Noag en sy familie het nie verdrink nie. En ook die diere wat uitgewys was. Daarna het die mense weer vermeerder en het voorgegaan met sonde. Toe die ark tot stilstand kom en die deure is oopgemaak en alles is weer terug na normaal toe, genormaliseer, het die mense maar nog steeds aangegaan met hulle sondige wêreld. Onthou die verlossingsplan van God, wat nog steeds in plek moet kom. En God kom, en hy besluit finaal, hy moet Satan finaal vasketting. Want Satan is besig om die volk van God te verwoes, uitmekaar te skeer, te verlei. En God sê, genoeg was genoeg gewees. Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Engelse Bybel sê so mooi die woorde, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Peace, the Prince of Peace. Want 'n kind is vir ons gebore. God kom en hy kies Maria. Hy kies 'n maagd. Hy sê, want ek moet gebore word uit 'n maagd uit. En ons almal ken, wat is die verhaal van Maria en Josef? Ek gaan nie baie lank stil staan op dit nie, maar ek wil net graag u uitwys hoe werk God se plan. Van skepping tot sonde, tot die geboorte van Jesus Christus. Jesus kom by Maria en hy kies Maria. Hy sê, Maria, ek wil jou gebruik. Jy gaan swanger word, jy gaan 'n seun baar. Maria skrik. Maar hoe kan dit wees? Ek het nog nooit 'n man gehad nie. Ja, sy was verloof gewees aan Josef. Hoe kan dit wees dat 'n vrou swanger raak
sonder dat 'n man haar bevrug. Maar God se Gees kom en hy bevrug Maria, sodat Jesus uit Maria gebore moes word. Sodat mens kan sien hoe God lyk. God is Jesus. Hoor baie mooi wat ek sê. In die begin het God se Gees gesweef oor die aarde. Mense het gesondig. Dit het nie gestop nie. Die ark het gekom en gegaan. Die sonde het nie gestop nie. En God sê, deel van my plan is, ek kies Maria, want 'n kind moet uit haar gebore word. En sy naam is Jesus. Ons almal ken die geboorte van Jesus Christus. En vir 33 jaar het Jesus gegaan van dorp na stad. En hy het mense genees. Hy het blindes laat sien. Hy het dowes laat hoor. Hy het krepels laat loop. Hy het wonderwerke gedoen sodat mense kan sien wie God is in lewende lywe. Jesus het ook kwaad geword. Hier volgens sy woord. Jesus het ook honger geword. Jesus het ook bedroef geraak, soos u en ek vandag ook nog. Mense moet kan sien wie Jesus was in daardie tyd. Maar hierdie was alles deel gewees van God se verlossingsplan. Jesus kon ook nie vir altyd op aarde wees nie. Want daar's 'n prys wat moet betaal was. God het gesê, ek gaan kom in lewende lywe en daar's 'n prys wat moet betaal word op Golgotha. En hier kom Jesus en hy word gevange geneem. Onskuldig. Onskuldig. En hulle vra, wie kies julle? Wie kies julle? Wie moet gekruisig word? En hulle sê, kruisig vir Jesus. Jesus het geweet wat gaan kom. Hy het geweet, sy einde is naby. Hy het geweet, die prys moet hy betaal op Golgotha. En dat bring ons na vandag toe, na die herdenking van hierdie baie spesiale dag in u, in my lewe, kind van die Here. Die kruisiging van Jesus, seun van God. God se woord moes tot vervulling kom om finaal die sonde van die mens deur die dood te verslaan. Satan vir ewig te oorwin deur die kruisiging, maar die saad, God se saad, moes aanlewe. U en ek vanmôre is God se saad. U en ek is vanmôre God se saad. Jesus word verraai deur 'n soen. Dag vir dag beweeg Jesus tussen die mense en leer hulle in die tempel. Die moment toe Judas Jesus soen, toe draai almal teen Jesus. Tot sy disippels het hom verlaat. Hy is op pad na Kajafas om die hoofpriester geneem. En Jesus se ontydige en oorhaastige verhoor is teen dagbreek beëindig. En toe die hof hom ter dood veroordeel het, toe besef hy, my tyd het nader gekom. My tyd het nader gekom. Jesus moes aarde toe kom, sodat mense kan sien wie God is. Dit is waar ons is vandag, by die kruisiging van die Here Jesus. Die prys het hy betaal. Die Via Dolorosa het Jesus gestap.
Hy was gemartel gewees, hy was geslaan gewees, sy binnegoed was oop geslaan gewees. Maar nie een keer het hy gesê, ek gaan omdraai nie. Nie een keer het hy gesê, los my. Ek gaan hierteen besluit nie. Hy het die pad gestap. Want u en ek was op sy gedagte gewees. Dis wat die verskil maak. Dis wat die verskil maak. Wie moet ons kruisig? Jesus of Barnabas? Hulle sê nie, los Barnabas, kruisig vir Jesus. Jesus is onskuldig, hy het niks gedoen nie. Maar laat Barnabas gaan. Ons soek vir Jesus op Golgotha aan die kruis. Dit is alles deel van God se verlossingsplan. Vir ons klink dit in ons gedagte, in ons geheue, dis so onregverdig. Maar Jesus is dan skoon en rein. Hoe kon hulle hom kruisig? Ja, kind van die Here, dit moes so gebeur. Dis deel van God se plan gewees. Vir ewig kan Jesus nie op aarde gebly het nie. Sy lewe moes ook eindig op 33 jaar oud. Sodat hy kan teruggaan hemel toe. Opvaar na die hemel om vir u en ek 'n plek voor te berei. Want die dag wanneer ons verhuis na ons ewige tuiste toe, dan is daar reeds 'n plek vir ons voorberei. Die verskil nou is, ons sondelas is vir ons betaal. Jesus se hande is skoon gemaak nou. As jy wil aangaan met jou sondige lewe, kan jy aangaan. Jesus staan aan een kant, hy staan stil, hy het die prys betaal, hy het sy lewe gegee. Watter hoër prys kan iemand betaal as om sy lewe te gee vir die mens? Hy staan aan een kant vanmôre. En baie kere as ek stil raak en ek begin praat met die Here, dan kan ek sien in my gees is oog dat Jesus staan aan een kant, hy staan in ween, want hy kyk na die aarde, sy oë deursoek die aarde en kyk waarmee die mens besig is. Hy sê, Here, hy sê vir homself, hierdie is my volk, kyk wat doen my volk aan my. Kyk hoe losbandig lewe my volk. Nog steeds soos die dae van ouds, alhoewel ek my lewe gegee het op Golgotha, het dit geen verskil gemaak nie. Wat doen u en ek vanmôre met die kruis? Pilatus word bang en hy vra 3 keer, wat moet ek doen? Wie moet ek kruisig? En die skare sê hardop, luid op, kruisig vir Jesus. Ek was baie bevoorreg gewees om Israel te besoek 2012. En ek wil u verseker dat die kruis, die graf, die Via Dolorosa, Pontius Pilatus is 'n werklikheid. Wanneer u of wanneer 'n mens Israel betree, dan lees jy God se woord met ander oë. Wat jy lees, sien jy voor jou. Kyk, die mens werk maar so. Jy wil altyd sien, dan glo jy. Wanneer jy Israel betree en Golgotha sien, hoofskedel sien, dan verstaan jy God met ander oë. Dan verstaan jy God se woord met ander oë. Dan lees jy dit met ander oë. Maar ek het vanmôre vir die goeie nuus. Ons staan nie vanmôre stil by die kruis nie. Die graf is leeg. Jesus het opgevaar na die hemel. Hy het vir u en my 'n plek voorberei, 'n goudstad. En u wat ingeskakel is, u wat luister, ek wil u vra, ons moet opgewonde raak. Ons moet bly raak. Ons moet bars uit ons nate uit.
maar daar's 'n goudstad wat vir ons wag. Maar weet jy wat? Sonde gaan nie die hemel bereik nie. Sonde gaan nie die hemel bereik nie. U en ek het kans vanmôre. Jesus kom en hy sterf vir ons. Ons het kans vanmôre om reg te maak. Hoe staan jou saad vanmôre as Jesus kom? Wat gaan jy sê? Here, maar ek het nie geweet nie. Gee my nog 'n kans, dit is te laat. Wat mag ons met die kruisiging van die Here Jesus? Jesus het die prys betaal. Sy bloed moes vloei, sodat u en ek verlos kan wees van sonde. Hoor baie mooi. Elke druppel bloed wat geval het op hierdie aarde, het die prys betaal. Nog 'n prys, nog 'n prys, nog 'n prys, nog 'n Christo, nog 'n man, nog 'n vrou, nog 'n kind. En op die einde sê hy, it is finished. Dit is volbring. Hy het sy kant gebring. As ons ernstig vanmôre met ons godsdiens. Luister baie mooi en gaan begin afsluit. Jesus is eenmaal gekruisig. Hy het eenmaal gesterf. Eenmaal opgestaan in 'n lewe tot in alle ewigheid. Jesus is God in werklikheid. Moenie kom laat mense u mislei nie. Moenie kom laat mense u mislei om te sê nee, dit is nie so nie. Jesus is God. Hy moes homself kom openbaar aan die mens op aarde, dat mense kan verstaan hoe God lyk. Want God is gees volgens sy woord. Satan is verslaan op Golgotha. Hy het geen mag of seggenskap oor kinders van die Here nie. Barabbas was gevang, vermoord en op stand in die stad. Jesus het geen skuld teen hom gehad nie. Op Golgotha, Jesus se woorde, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die woorde wat Jesus spreek, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy klere was verdeel gewees en verstrooi onder die mense. Hy was bespot gewees. Die asynlap het hy weggewys. Die bitterlap, die asynreuk het gesê, nee, ek soek dit nie. Los, ek loop voluit. Dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees, sê die Here, sê Jesus vir die persoon langs hom. Vader, in die hande gee ek my gees oor, en Jesus blaas sy asem uit. Maar die uitblaas van die asem, oor baie mooi, is Satan totaal vernietig. Die moment toe Jesus sy asem uitblaas, en is verby, toe is Satan totaal vernietig. Die verlossingsplan van God is volbring. Wat beteken dit vir ons? Jy is vry.
Jy kan gaan, die prys is betaal. Want Jesus se woorde is, dit is volbring. Waarna kan ons uitsien vanmôre, kind van die Here? Daar's iets waarna en ek kan uitsien vanmôre, en dit is die wederkoms van Jesus Christus. Hy gaan weerkom op die wolke. Die blou gaan skeur, die basuin gaan blaas. Dit mag dalk miskien nog in u, in my tyd wees. Kom ons gebruik hierdie naweek om onsself te herinner dat die kruisiging is in werklikheid. Die verlossingsplan van God is volbring. Daar's iets wat nog moet gebeur, en dit is die wederkoms van Jesus Christus. En ek moet gereed wees soos 'n bruidegom wat wag vir die wederkoms van Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons sê vanmôre vir U baie dankie vir die woord wat gespreek is tot ons harte, Here. Baie dankie, Here, dat U my gebruik het as 'n instrument in die hande om hierdie woord af te lewer, om die verlossingsplan van God uit te kan dra, Here. Ek bid nou dat U self die naprediker van hierdie woord sal wees. Ek bid nou dat U met elkeen sal wees oor hierdie naweek, Here. Almal wat gereis het, wat ver gery het, almal wat miskien nou by kerke bywoon, wil ek vra, wees U met elke gemeenskap, wees U met elke bykominge, en wees U met almal, Here, vanmôre. Bring die mense weer veilig terug by hulle wonings, Here, as hulle weer moet terugreis. Maar Here, laat hierdie gebeure rondom die naweek vir ons in werklikheid word. Maak ons opnuut bewus, ons moet gereed wees as Jesus kom. Ons is in afwagting vir die koms van die Here Jesus. Seën vanmôre hierdie woord, Here, is my gebed in Jesus naam. En die kinders van die Here sê amen en amen.